Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video.
gaan net op die verwelkoming doen, amptelik. Maar ek wil vir julle lees in hoofstuk 3 van Johannes en net vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons verenig in gebed. Getroue Heer en ewige Vader, vanmôre slaan ons oë op na die berge wat rondom ons is, en ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Here, dankie vir 'n dag wat U uitgeroep het. 'n Dag soos die, Here, waar ons as 'n geloofsgemeenskap by mekaar kan kom. Here, dankie vir hierdie geleentheid om saam met broeders en susters van hel te kan vereer. Dankie, Here, dat U alles in U plan het om ons in een liggaam by mekaar te voeg, Hemelse Vader. Here, ek wil vra die Here dat U hierdie byeenkoms sal seën, Hemelse Vader. Here, ek vra ook, Here, dat U enige planne van die bose oor hierdie geleentheid sal kanselleer in die magtige naam van Jesus. Here, wil U hierdie diens verheerlik word, Hemelse Vader. Here, ek nooi U in, Hemelse Vader, vanmôre, Here, dat U saam met ons sal wees, Hemelse Vader. Here, beweeg U van bank tot bank, Here, en van sitplek tot sitplek, Hemelse Vader. Here, ons het miskien verskillende gedagtes vanmôre hier in U huis ingekom, Hemelse Vader. Maar Here, kom ontmoet ons, Hemelse Vader. Raak ons aan, Hemelse Vader. Neem weg kommer, Hemelse Vader. Verlig omstandig, Hemelse Vader. Verbind wonde, Hemelse Vader. Geef ons nuwe krag, Here, en nuwe vuur. En Here, dat ons oog op die hoop sal vestig. Ons hoop is gevestig in Jesus Christus, die begin en die volëinding van ons geloof. Hemelse Vader, Here, dankie vir liefde, Here, wat U aan ons betoon, Hemelse Vader. Dankie, Here, vir barmhartigheid wat U aan ons betoon, Hemelse Vader. Here, ons wil U loof en U prys, want U is dit waardig, Hemelse Vader. Dankie, Here, vir 'n mooi dag wat U aan ons geskenk het, Hemelse Vader. En Here, alles wat ons doen en gedoen sal word, Here, dat U daardeur verheerlik sal word, Here. Maar Here, ons sal ook nie vergeet om die gebed te bid wat U disippels gebid het, wanneer ons so met mekaar saam bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Leer ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skuld, soos ons skuldenaars vergeef, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die
Ik wil vanochtend allemaal verjaardag of verjaardag aan die Here. Ons is verdwenen. Vanochtend bij ons. Voor al die lig. Voor al die COVID-kamers. En die anderen wat samen met ons gedaan. Dit is allemaal die vrouwen. Hij was er daarin bij ons. En toen kwam aansluiten. Ook na lang tijd. Ja, ze kunnen maar naar het gaan voelen. Maar allemaal is vandaag. Zo had ik hem vandaag aanschouw. Die plek van de Heer kunnen zelf aanschouwen. Die klachten wat ons zei en zei. Alle kunnen dat zelf aanschouwen. Dat is dat uw oor. Ik is blij, allemaal is vandaag weer. Onze zondagsvolmaatjes van de Heer. Alle zondagsvolmaatjes. En het andere niet, want onze verschillende kerken vandaag. Maar ik ben allemaal aangesleept bij ons. Want dat is die dag die we moeten maken. Onze aankondiging ons. Zondagoefening. 10 uur begint die kerkdienst. Die zondagschool begint 10 uur. Zondagoefening. Ons het nog niet. Het is dan 10 uur. Zo, ik heb het al naar voren gekomen. En wacht nog voor ik weet het. Ik verstaan mij wacht nog voor de anderen. Zo. Ik is blij allemaal als vandaag hier. Kom ons geniet die dag vandaag samen met ons. Allemaal geniet die dag. En na verjaardag die week. Een verjaarsdag. Ik maak verjaardag die week. Wat verjaardag? Ja, nog wel. Wat jy verjaar nie. Né? Dit was verjaarsdag. In die geval hierso is die baba wat ook verjaar. Veel geluk met julle verjaarsdag en Skadebol selfs vir jou verjaarsdag. Jonk in die gees. Jonk in die sin dat ons na die Here toe kom en vir die Here dankie sê. Dit is wat hy in ons lewens gedoen het. 'n Nuwe jaar wat elkeen van julle sal weer aanstap en ons pleit en glo dat die Here altyd saam met julle sal wees. Wanneer julle selfs in hy omstandighede wat dinge nie so lekker werk nie, dat daar altyd 'n man is wat jou omstandighede kan verander. En dis die Here Jesus. En jou choice, hy man het jou so te leerstel. Hy stel jou nooit in hier. Ek kan jy net sê. So fees hulle kan jy nou? Ons sluit net hier. Almagtige God, Hemelse Vader, ja tereg Here, is dit hierdie dag wat U gemaak het. En ons kan net daarin leef. Here, vanoggend bring ons hierdie 2 kinders na U toe, Here, wat 'n nuwe lewensjaar ingaan. Ja, Here, so baie dinge kan gebeur op hierdie lewensjaar. Maar ons kom en vertrou, Here, dat U altyd U teenwoordigheid in hulle lewens sal wees. Here, soos U in 2 Korintiërs 12:19 sê, wanneer ons swak is dit die tyd wat U vir ons die krag sal gee. So Here, wanneer een van hulle ook al begin swak raak, Here, wil ek kom pleit dat U daardie krag in hulle lewens sal gee, sodat hulle weer kan voortgaan. So seën hulle, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Dit ons gesing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friends. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Niemand van
kom op van onze kant af. Ons is, ek verstaan die VGK's ook saam met ons, is die reg is. Nog nie allemaal nie, maar as van hulle. Nou, ek weet die op wêreld is die praktijk, allemaal is saam, so baie dankie ook vir hulle, wat saam met ons is. Ons is een liggaam in Christus. Verskillende denominaties, maar die liggaam van Christus is ons een. Ek is, broer sê my, ek is die sekretaris van die Pakkersdorp Congregational Kerk. Saam met my het gekom die tesourier, broer Kobie Karelse van Pakkersdorp. Ons is eintlik 'n tweeling, né? Dan ons prediker vanmôre, 'n dagbestuur broer Ramon Simon. Daarachter sit ons Mission Council convener, Sister Natasha Toon, en die man wat daarachter met die camera, broer Wayne Toon, en dan ons jeugdvoorzitter, broer Noah Toon, die jeugdvoorzitter. En dan het ons jeugdmaats, jeugdmaats van Pakkersdorp. Kijk, hulle staan in die mentor op die hulle. Maar hulle is aangekom. En ons het goed gedink om hier by julle aan te sluit. Mevrou May. O ja, en dan het mevrou May, my vrou, waarvan is my, Sister Nadelia, my, sy het ons aangekom. Sy het nou met ek vermis het. Die taxi driver ons in die taxi. Dat is die ma van die naam. Hier is de hele vreemd, hele omgezien, maar ik ben global gezet. Maar ons met Jacob zomaar allemaal. Hier was onze besluit om oor te komen. Een beetje samen met jullie te wees. Ik weet in die verleden heb ik altijd gevoel, ons jullie misschien vergeet. Maar jullie hebben ons harten gebleven, maar soms is meer taak bij die woord voeg. En dat is ook om ons vanmorgen is. Die taak bij die woord te voeg. En vir julle te kom wys wie ons is. Weet julle wat ons op die telefoon hoor of op die camera nie. Ons is werklike mense wat bestaan en ons het 'n persoonlike verhouding met die mense in wêreld. So dis ook ons hier is. Eerder gehoor, nou nie gaan nie. Ons as 'n verrassing die video te sien, maar kom ons wag vir die verrassing. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak en om met mekaar 'n bietjie fellowship te hê. Vir ons is dit nou, van ons is die eerste keer hier. Noah, is nou jullie eerste keer hier, en dis nou Harold. Hier leer jy om juwels uit te stap. En jy nie kan stap nie, jy leer hier om juwels uit te stap. So dit was lekker, is 'n ander gevoel. Hier tussen almal, en is 'n ander tipe ekosysteem. Ek het geleer in die skool, ekosysteem. So, maar dit is lekker om hier te wees. Ons het uitgesien na hierdie dag, en ek hoop u het ook uitgesien en u verwelkom ons, en ons is welkom om saam met u hier te kan wees vanmôre. Ek is gesê, die singers sang saam met my. Ek wil hier al wat leef. Ons ken hom. Kan ons hom kry asseblief, no? Al wat leef, jy voor
dierbaar is, ek wil net vir u vertel. Ons het gister 'n funksie, 'n Valentynsfunksie. Wat het daar was gister? Nou? Wat het daar was gister gewees? Wat het daar? Wat het daar ons gister gevier? Valentynsdag. Almal het Valentynsdag. Dis ook my rooi net. Was gister Valentynsdag. Nou ons het 'n funksie gister gehad en ons weet dat ek ons aan die ander kant van die berg geleë en ek glo het dit hier gereën. Nie gereën nie. Nie baie gereën nie. Okay. Maar dit baie gereën na vir ons en ons het nou die funksie gehad om te beplan en of wat moet gebeur. En dan kyk jy mos nou maar uit en dan kyk jy die weer in die huis en dan hoor jy haar reën dit alweer. En denk jy ook reg, nou is het weer stil, het gaan op, dan gaan reg wees, môre gaan hem. Maar die oggend 7:00, toen luister ek, ja, reën dit dan alweer man. Maar reg, kom ons kyk. En ek gaan toe in my binnekamer en ek sê vir die Here, u weet wat ons beplan. En ons vra vir u, ek vra vir u Here, hou net 'n bietjie terug, laat ons net hierdie saak kan afwinkel. Wat is nie ons saak nie? Dis u saak. Alles wat ons doen, dit is eer en vir Here kan doen. En jy weet wat gebeur dierbaar is. Die Here hou die reën terug. En die dag gaan oop. En dat my so toe dink is dat soms het die mense kommer. Jy weet nie hoe dinge gaan uitwerk. As jy nou jonk is op en jy is nou, dan weet jy nie altyd hoe dinge gaan uitwerk nie. Maar die Here wil hê, jy moet met hom praat, jy moet vir hom vra. Here, hierdie omstandighede, of hierdie ding is op my, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Geef vir my rigting, geef vir my leiding, dat ek kan weet hoe om dinge te hanteer. Jy is miskien in die skool, skoolwerk is moeilik, en jy weet nie of jy het alleen kan vermag nie, maar jy het hulp en krag, en teregwysing, en insig nodig, en jy moet na die Here nader, en die Here vra, Here, ek weet nie, help my asseblief, as so 'n paar woorde, en wanneer jy na die Here toe gaan jy met geloof, en jy vra vir die Here, ek is nie so 'n sterk mens nie, soos ander, ek weet nie altyd die mooi woorde om te sê nie, maar al wat ek weet vanmôre, Here, help my, ek weet nie hoe ek volgende die saak gaan benader, ek weet nie hoe wie vanaand af te beweeg het. En dan kom die Here deur. En die Here het gister weer eens bewys, hy is in beheer van alles. Moenie laat iemand vir ek het u sê, hy is in charge. Donald Trump is nie in charge. Die Here is in charge. Dat die vertel van die wêreld. Cyril Ramaphosa is in charge van die land. Hy is ons president, maar hy is nie die Here. Die Here bly in charge. En dis wat ek wil vir u, wat u van die Here vra. En dis die woord van die Here sê, en ek wil dit laat, as 'n voorwoord, Johannes 14, 13, vers 13 en 14. En wat julle ook maar in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam, sal ek dit doen. Ek het gevra, en die Here het gegee. En die Here besluit wat hy en hoe hy sal gee. So, moenie ophou om te vra vir die Here nie. Ons skriflesing vanmôre, ek is nie die prediker, so ek moet doen wat die prediker vir my sê. Ons eerste skriflesing kry ons in Matteus 17, vers 1 tot 9 en Psalm 99, 1 tot 4. Hier is, kom ons staan vir die lees van die Here se woord.
Ons eerste skriflesing vind ons in Matteus 17. 1 tot 9. Dit was slip. Dis aan die jeugmaats. Dis aan vir ons. Matteus 17, vanaf vers 1 tot 9. Om te skrik om te vra om te lees. Ek gaan Psalm 99 lees 1 tot 4. Die Here is koning. Laat die volke bewe. Hy troon op die geribs, laat die aarde singe. Die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groote en gedigte naam loof. Heilig is hy. Ook die sterkte van die koning wat die reg lief het. U het bevestig wat regverdig is. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. Dit is die woord van die Here. In antwoord op Gods woord gaan ons nou ons kollekte opneem. As jy maar
ons die lig inasem, het ons die goedheid ingeasem. Here, en vandag kom sê ons dankie vir die stukkie wat ons kon teruggee aan U. Here, ek wil vra dat U die hande sal seën wat met hierdie gelde sal werk. Seën ook elkeen wat vanoggend ietsie kon gee. Dankie dat ons vanoggend kon opkom en U kan verheerlik. Here, wees saam met ons in hierdie diens, vir hom wat die woord sal bedien, steek vir hom weg agter die kruis. Wat dit in U naam alleen, en baie, baie dank sê. Amen. Amen. Maar ek wil hom net versterk met die volgende woord uit Psalm 19. Na die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Kom ons vermoedig die broeder. Van Moses het tot die vaders gespreek. Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek en julle broeders net soos ek is. Nou hoe moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. Ons sê dit ook. Here ons God, terwyl ons met die woord oopgemaak het, ek en u sal deel met ons. Maak ons oop, sodat ons die woord, die waarheid kan sien. Maak ons harte sag en ontvankelijk, sodat ons die stem kan hoor. Laat die woord wortels vrug dra en ons lei op die pad van die lewe. Spreek Here, ons luister. Amen. Amen.
stel leider aan, dis kom op na die kerk. My tema van Mattheus 17 vers 1 tot 9 is ook 'n tyd om op die berg te klim. Nou broers en susters, ons het gelees dat Jesus en die 3 disippels wat hy gekies het, Petrus, Jakobus en Johannes, die berg saam opgeklim het. Die verhaal kom voor in Mattheus, Markus en Lukas en al 3 praat van 'n hoë berg. Nou bo op die berg gebeur daar iets wonderbaarliks wat die 3 manne se lewe radikaal verander. En Jesus se voorkoms het skielik voor hulle oë verander. Sy gesig het skielik soos die son begin gloei en sy klere het helder wit begin skyn. Moses en Elia, die 2 groot profetiese figure in Israel se geskiedenis, het hulle opwagting gemaak en met Jesus begin praat oor sy taak wat voorgelê het. Die 3 manne is uitgekies om 'n stukkie van die verheerlikte Jesus te ervaar. En op 'n manier is die godheid van Jesus deur hulle elkeen bevestig en kon hulle na Jesus se dood keer op keer terugdink aan die bonatuurlike gebeurtenis en hulle eie en ander se geloof versterk. Jesus was nie alleen net 'n gewone mens nie, maar hy was ook waarlik God. Nou Petrus praat soos gewoonlik eerste, maar hy weet nie lekker wat om te maak nie. Weet ek ook nie geweet wat om te maak nie. Van nêrens is daar 'n manual wat 'n mens kan voorberei op wat om te sê en hoe om op te tree as die 2 groot godsmanne uit die Ou Testament van aangesig tot aangesig ontmoet. En dit alles terwyl dit lyk op die son uit Jesus se gesig skyn. Alwaarom Petrus kon dink om te doen, as om 'n voorstel te maak om 3 tente op te slaan. 1 vir Jesus, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Nou uit die voorstel kom nou mees gou agter dat Petrus 'n bietjie deurmekaar is en nie lekker weet wat om in die situasie te doen. Hoekom sal jy nou wou hutte bou of tente opslaan vir iemand wat net vir 'n oomblik op die aarde sal wees? En terwyl Petrus nog aan die sukkel is met sy voorstelling wat nie lekker sin maak nie, kom daar 'n stem uit die hemel. Dit is my seun vir wie ek baie lief is. Wat hy doen, verskaf my groot vrede. Luister na wat hy vir julle sê. Nou toe die 3 disippels besef wie dit is, en hulle so groot geskrik, dat hulle op hulle gesigte neergeval het. Wat 'n ongelooflike ervaring is dit nie gewees het nie. Eers sien hulle hoe 2 groot manne uit die Ou Testament verskyn en met Jesus praat, en toe hoor hulle God self praat. Dat ons op dieselfde gedoen het. Ek dink ons wou nie self gegaan het, dan die oomblik so net te groot vir ons gewees het. Jesus het die 3 disippels saamgebring om hulle bloot te stel aan wat dit beteken om werklik in verhouding met God te staan. Jesus het kort uit die gevoel van die wêreld ontsnap om by sy Vader uit te kom. En hier sien Petrus en sy maatjies wat daar gebeur. God stuur vir Moses en Elia om Jesus te bemoedig en raad te gee. Hier voor hulle oë sien hulle dit, maar dit bly nie net die Moses en Elia nie. Selfs God kom maar te draai. God kom sit die seun op sy seun berg. Nou as die disippels ooit getwyfel het, weet hulle nou verseker dat Jesus God se seun is. Ek dink die disippels het soms getwyfel, as die aanvallers oorrol was en die soldate hulle wou gryp het, of as die kerkse mense hulle met vrae begin peper het, en hulle soms vir hulle self afgevra, of dit nie dalk net 'n sprokie is nie. Sê nou maar net, dit is nie waar nie. Maar na die ervaring sal hulle nooit weer twyfel nie. Jesus is God se seun. En toe die disippels het eerstens ervaring wat dit beteken om tyd te maak vir God.
Jesus het vir hulle kom wys wat hulle en ons moet maak. Ons moet tyd maak om op die berg te klim. Dit is hier waar God praat. Dit is hier waar God deur sy manne in die Ou Testament, deur die stories in die Nuwe Testament en deur sy Heilige Gees met ons praat. God se stem is nie so lekker hoorbaar daar waar ons in die geraas van die wêreld vasgevang is. Daarom moet ons elke dag bergtop momente in ons lewens skep. Dit is daar waar ons, soos Jesus, op ons leiding van hoe op te tree sal ervaar. En weet julle wat, broers en susters, dit is 'n opdrag van God. 'n Opdrag soos in vers 5 waar hy sê, dit is my seun vir wie ek baie lief is. Wat hy doen, verskaf my groot vrede. Luister na wat hy vir julle sê. Nou God gee vir ons elkeen 'n opdrag vandag om ons ore te spits en presies te luister na wat Jesus sê. Familie, ons moenie aanhou om rond te mors en net halwe kinders vir God te wil wees nie. Ons moet ons slap net uit ons kry en moeite doen om op te staan sodat ons bo op die berg kan kom. Ons moet ons Bybels oopmaak en luister, want eerder van God, Jesus en sy Gees vir ons. Hulle wag om met ons te praat. Psalm 29 vers 1 tot 4 sê, die Here is koning, laat die nasies bewe. Hy sit op die geribs, laat die hele aarde bewe. Groot is die Here in Sion, hoog verhewe bo in al die volke. Hulle moet die naam verheerlik, dis groot en ontzagwekkend. Heilig is hy, U is die magtige koning, wat die reg liefhet. U het geregtigheid gevestig, en reg en ongeregtigheid in Jakob. Nou as ons waarlik verstaan hoe lief God ons het en hoe groot hy is, sal ons nooit weer bang of bekommerd hoef te wees nie. Dit lyk op die duiwel elke dag iets vir ons het om oor bekommerd te wees en of om oor bang te wees. Maar ons het die voorreg om sy lewens te vermy en ons oog op die Here te vestig. Nou waarvoor is ons vandag bang of bekommerd? As enig iets daarvan groter as ons God. Hy wil hê ons moet vrede ervaar. 'n Vrede wat ons verseker dat ongeag waarmee ons te doen het of wat ons moet hanteer, God uiteindelik tot ons voordeel sal laat uitwerk. Ons probleme is gereedskap wat God gebruik om ons geestelik volwasse te help word. Ons sal groei in ons geloof as ons leer om te bid en dan te glo dat wat hy ons ook al gee, dat sy volmaakte wil is. Vir die oomblik waarin ons bevind, laat my toe om jou te verseker dat wat jy ook al vandag deurmaak tot die einde sal kom. En wanneer dit verby is, sal jy sterker wees van tevore en jy sal nader aan God wees. Nou groot en ontzagwekkend God se naam is. In die Ou Testament het God baie name gehad en elkeen het iets wonderbaarliks van sy karakter verteenwoordig. Jehovah Rafa beteken byvoorbeeld God is ons geneesheer. Jehovah Jireh beteken die Here is ons voorsiener. El Shaddai, die Here God almagtig. En El Elyon, die allerhoogste God. Daar is baie ander name wat God het, almal te pragtig. Nou in die Nuwe Testament het ons die naam Jesus. Dit is die naam bo alle name. En ons is bevoorreg om sy naam te gebruik en gebruik. Vandag se teksvers sê ook dat God geregtigheid doen. Hy sal verkeerde dinge herstel. Hy bring gelykheid tot stand. Sy lewe is nie regverdig nie, maar God is. Ten slotte, die wêreld sien nie die heerlikheid van God nie. Petrus, Jakobus en Johannes het dit beleef. 'n Openbaring wat hulle hele lewe sou verander. Vir hulle was dit nie net 'n visioen nie, maar 'n bevestiging hy is werklik die seun van God. Vandag staan ons voor hierdie waarheid. Hoor jy die stem uit die wolke? Luister na hom. In hom is daar lig, waarheid, hoop en lewe.
wanneer jy na hom luister, sal jy nie met die koning op die berg sien. Jy sal hom ken en jy sal hom nooit begewe of verlaat nie. Amen. Amen. Ons sê dit ook. Heer, laat ons alle te jou nou. Dat al die dinge soms donker om ons, daar is 'n lig, daar is 'n oplossing van U is daar. Dat U ons sal lei stap vir stap en ons sal voorsien van al ons behoeftes. Here, vir elkeen die vandag moeg en angstig is, gee vir hulle sterkte en gee aan hulle U vrede. Die wie ons seker is van wat hulle Vader. Wees U hulle rots. Laat ons te alle tyd ons vertroue in U stel en vas op die belofte dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Amen. Jesus.
ja, waar kom my klank nou vandag? So moet te stil wees hier, ons het reeds ons sangspan saamgebring. Ons stemme kom nie aan, ja, die sangspan sommer maar aan. Broer Ronald, baie dankie dat die Here u toegelaat dat die Here u kon gebruik om die woord vanmôre te kan bring. Soos u gesê het, ek dink jy ons sal as mens stand kon hou met die heerlikheid van God, as ons op daardie berg teenwoordig sou wees. Ek dink as 'n skrif sê rondom die berge, maar daar is u. So die Here het 'n besonderse verhouding met 'n berg. Hy is nie vir 'n ander dag. As jy by Bybelstudie nodig het, as ons oorkom op Bybelstudie te doen. So, ons het so aan die einde van ons diens gekom. As het in die 16 dan se maar ons het sê so dis dan met die sake om die stil sit. Maar ons wil Jambalinko si Malibong. Jambalinko si Malibong.
Ons bring die gees. Baie dankie. Dankie vir dit. Weet as ek altyd hierna toe kom, dan dink ek aan my ma, hoe hulle kerk gehou het. 'n eenvoudige gebou, waar ons die Here net loof met sang. Daar's nie ander musiekinstrumente nie. En die gees, soos die mense sing, is die gees van die Here teenwoordig. So baie dankie, Here, dat julle dit nog behou, dat ons nog kan weet waar ons vandaan kom. Ons is miskien onder in die dorp alles tegnologie, maar miskien soms moet ons net terugkom na die, miskien men sal sê, dat ons grondbeginsels kom, en jy nou weer voel, dis waar ons vandaan kom. Dis so baie dankie. Harold, VGK, Harold, Komkeer, dat julle vir ons net daai geleentheid gee om die naam van die Here tot groot maak. Psalm 150, die 6de vers sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Dan wil ons ook vir julle baie dankie sê vir julle, die kinders ook in die kerk het. Baie dankie dat die jong span ook deel is van die diens wat ons in Pakkelsdorp het besorg het oor ons jeug en ons jong maats, want ons weet wat daar buite gebeur en wat hulle aandag vat. So ons is voor die Here geduldig om ons jong kinders toe te maak om die kosbare bloed van Jesus vir al die gevare daar buite. So baie dankie dat ons hier met saam hulle kon wees en nie weggaan, ek gaan die avondpraat as 'n verrassing. Miskien is dat iemand wat jou Valentyn gehad het, wat nog Valentyn kan kry, maar as 'n verrassing. Nie gaan nie. Baie dankie. Kom ons mission council wil hier in voorbeeld bid, en dan sal ek seën dat daar die gebed van my hart is dat ons gaan ons 2 2
want dit is nog waaroor die woord gaan. Dit was nog gepas vanoggend se woord oor jy weet natuurlik dit was nie noodwendig die Here se favourite disciples nie, maar hulle was altyd oral waar Jesus was, het hulle gegaan. En die gebed van my hart is dat ons ook so vir mekaar sal bid en vir mekaar sal omgee. Dat ons mekaar se rus sal toemaak en vir mekaar sal bid. Nou ek het op 'n drukstok en ek hoop nou die sekretaris gee vir my die geleentheid dat ek op my drukstok net aan u bekend maak asseblief, want gewoonlik as ek preek en ek wil nie eintlik my preek nie, is dit my drukstok. So here we go. My staat maker, my staat ready, die fundament, waarop ek bou, word lang môre sê, word lang verstaan, die mandaat van my siel, my staarmaker, my stelplekkie, die fundament, waarop ek bou, word lang môre ster, word lang verslaan, die mandaat van my siel. Ek wil die vanoggend vir u gee. Die Here sê vanoggend hy is die minnaar van ons siel. Maar die minnaar van iemand se siel, 'n minnaar nie, het die beste vir ons in store. Ek glo as u self in so 'n tipe verhouding vind, 'n minnaar is iemand wat vir ons omgee, wat net goeie dinge vir ons in store het, wat nie wil hê dat ons ons voete moet stamp nie, wat net vir ons wil hê. En ek hoop vanoggend in die woord en ons teenwoordigheid, het u gevoel hoe Abba vir u is. En ek het dit daar vaar in die kasse. U bly in 'n pragtige gedeelte. En ja, sommige keer ontbreek al hierdie liberties van 'n mens so gewoon raak ontbreek. Dat is juist van 'n mens in natuur is. En as ons so nader. So ek probeer eintlik vir u, hierdie is net 'n rustigheid. Dis net so saligheid. My seun het daarvan gepraat. Dis net so saligheid wat oor jou kom. As ons dit sien. So kom ons verenig in gebed. En ons sê vir die Here so dankie vir hierdie voorregte en hierdie genade wat ons van sy uit sy hande kry. Ons dierbare God en Hemelse Vader, wanneer ons die troon kom nader, Here, is dit vanoggend 'n dankbare hart. Here, vanoggend het U aan ons gedink. Here, U het vanoggend vir ons wakker geskit uit 'n dode slaap. En Here Jesus, vanoggend kom ons hierdie nuwe dag kon ons aanskou. En Here, ons kon vanoggend saam die psalmdigter sê, this is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Absolutely, God. Ons het vanoggend rede om bly te wees. Here, bly omdat U vir ons liefhet, Here. Here, bly vir nog 'n kans. Here, bly vir nog 'n geleentheid waar ons in ons eie lewe, maar ook in die lewe van ander 'n verskil kan maak. En Here Jesus, baie dankie dat U 'n openbaring gehad het aan Petrus en Jakobus en Johannes, Here. Here Jesus, want hulle was met vrees gevul, Here, maar dankie vir hierdie heerlikheid wat U toegelaat het hulle kon skou U seun in was, Here. En Here Jesus, as U behaan U seun het, Here, het U behaan ons, Here. Here Jesus, U oor is nooit te ver om te hoor as ons U aanroep, Here. Here Jesus, Jeremia praat van roep my aan en ek sal jou groot van bekend maak van groot en ondergrondelike dinge waarvan jy nie weet nie. Here, ons weet nog nie alles nie, Here. Maar Here, U vra vanoggend dat ons nog ons knie moet gaan om te weet, om te praat. Want Here, gebed is tog
Here, wanneer U met ons wil spreek. Here Jesus, vanoggend wil ons opnuut as Christenkinders, as kinders van die Here wil ons opnuut vir U kom sê, Here, ons het U nodig. Niks wat ons is uit onsself uit die Here. Here Jesus, wat is die mens tog dat U aan hom dink? Here, wat is die mensekind dat U hom besoek, Here? Here Jesus, vanoggend het U ons minder weinig as 'n hemelse wese gemaak en U het vanoggend elkeen van ons hier binne met eer en heerlikheid bekroon. En Here, hierdie eer en heerlikheid kom van ons hemelse Papa. Here, seën die woord wat uit gegaan het, Here. Seën almal wat vanoggend opgekom het, Here. En Here Jesus, dat die woord werk in ons harte, Here. Maar laat dit net by ons bly nie, Here. Dat ons uitgaan, Here, dat ons doen na buite soos U wil hê ons moet doen. En Here, as ons hierdie week in ons skoolmaatjies, as ons by ons op werke is, Here, dat hulle kan sien daar is 'n lig in daardie kind, daar's 'n lig in daardie man en vrou wat net van die Here af is. Here, bid vir ons opnuut met die onlosmaaklike liefde wat God is lief. En dankie Here dat ons op U kan sê, ons het U lief. Here, wees verheerlik in al hierdie dinge as ek pleit met baie danksegging, Here. Ek kan net tot U bid en ek kan net vir U dankie sê, Here. Baie dankie. Ons eer U vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Ek vir U gaan lees. Ons gaan in sy vrede. Mag die Here ons seën met 'n aanhoudende ongemak oor maklike antwoorde. Alwe waarhede en oppervlakkige verhoudinge, sodat ons uit die diepte van ons hart kan leef. Mag die Here ons seën met heilige ontsteltenis oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat ons toegewyd sal werk vir geregtigheid, vryheid en vrede tussen alle mense. Mag die Here ons die gawe van trane gee om te stort met mense wat pyn, verwerping, honger en die verlies ervaar, sodat ons hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag God ons seën met genoeg waagmoed om te glo dat ons met God se genade 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat ons die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Die genade van die God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met ons